Halleluja. Ek prys die Here vir hierdie oggend en ek prys die Here vir wat hy wil doen vandag. Ons is in program 167 en hierdie gaan 'n baie interessante program wees. Ek gaan met jou praat oor 'n bonatuurlike teken wat aan my verskyn het en hoe die Here begin het om alles wat ons sover gesê het te begin aan mekaar sit en te verduidelik wat sy doel is met die gees en die mantel van Elia in die laaste dae. En hierdie program se naam is Elia wat met Elisa se mantel die water slaan. Kom ons bid saam. Vader, ek dank U, Here. Ek dank U dat U dieselfde is gister, vandag en tot in alle ewigheid, Here. Ek dank U vir Jesus. Ek dank U vir die prys wat hy betaal het op die kruis, Here, om dit moontlik te kan maak. Dankie dat U nog steeds met ons wil praat, Here. Ek bid dat in hierdie program, Vader, wat volg, Here, ek bid dat U werklik my sal help om dit eenvoudig te maak, my sal help om te verduidelik wat U vir die wêreld wil verduidelik, Here, sodat ons die evangeliese krag kan sien, funksioneer in die kerk, soos nog nooit van tevore nie, in Jesus se naam. Amen. Halleluja. Ja, hierdie is vir my 'n amazing openbaring wat gebeur het. Onthou ek het met jou gedeel waar ek 'n ervaring gehad het op die 1 November 2010, 9:50 die oggend, en daai oggend het daar 'n sirkel om die son verskyn, lyk soos 'n reënboog wat om die son verskyn het, en ek was buite gewees, besig om te praat met die Here, en gesê, Here, wat beteken dit? En toe ek in my huis instap, toe praat die Here met 'n hoorbare stem, en dit was basies die eerste keer in my lewe wat die Here met 'n hoorbare stem gepraat het, en hy het gesê, 3 jaar, 3 dae en 3 ure van nou af, en dit is my 'n kragtige openbaring, en daai tyd het verbygegaan, 3 jaar, 3 dae en 3 ure het verbygegaan, en ons het by 'n sekere datum uitgekom van die 3 November 2013, maar een dag voordat hierdie vervulling van hierdie profesie plaasgevind het, was ek ons was buite gewees in 'n area waar ons vir mense gaan bid het, 'n baie moeilike agtergeblewe omstandighede waar ons vir mense gaan bid het, en daar die Here vir die eerste keer wat ek vir mense gebid het, het ek sy krag sien opereer deur genesing. Nou ek het vir baie jare al vir baie mense geprofeteer, maar ek het nog nooit genesing gesien opereer op die vlak wat daai dag plaasgevind het. Die 2 mense het in daai een dag wat ek vir hulle gebid het genees geword. En ek was so opgewonde, ek het by die huis gekom en ek het gesê, wow Here, dis awesome, ek prys die Here vir die waarheid van die krag van die Gees, en daai oomblik, dit was die 2 November 2013, op daai spesifieke dag, toe verskyn daar 'n teken bo ons huis, en ek sal hierdie teken vir jou opsit, want 'n hele paar tekens verskyn, maar ek gaan net een teken opsit, en hierdie teken het ek 'n foto van geneem, en onmiddellik het ek die teken herken. Die rede hoekom ek die teken herken het was, in die paar vorige weke voor dit, het ek begin praat oor Elia, ek het baie van Maleagi gelees, en ek het hierdie profesie gelees wat sê, ek gaan vir julle Elia stuur, in die laaste dae, en hy sal die harte van die vaders na die kinders toe draai, en die harte van die kinders na die vaders toe draai, anders gaan ek die aarde met 'n banvloek tref. En so is 'n baie belangrike profesie wat die Here vir ons wil gee, want dit sê hy gaan voordat die groot en deurligtige dag van die Here kom, gaan hy vir ons Elia stuur, om basies die weg te kom voorberei. Net soos Johannes die Doper geroep was om die weg voor te berei, stuur die Here hierdie gees van Elia om die weg voor te berei vir sy tweede koms. En so wat interessant was van hierdie teken wat in die lug was, dit het gelyk soos 2 verskillende prente wat ek toe al reeds mee begin werk het. In die een prent het ek 'n prentjie van Elia wat met 'n blou mantel die water slaan.
En ek sal die prentjie vir jou opsit. En daar sien jy so kleinerige blou mantel wat Elia die water mee slaan. Maar dan wat gebeur is, volgens wat in die Bybel gebeur het, weet ons, Elisa het saam met Elia geloop en hulle is deur die Jordaanrivier, daar waar Elia die water geslaan het met sy mantel. Hulle is deur die Jordaanrivier en aan die ander kant van die Jordaanrivier het Elia vir Elisa gevra, wat wil jy hê moet ek vir jou doen? En Elia het gesê, ek wil 'n dubbel porsie hê van jou gees. Die gees wat op jou rus, wil ek op my 'n dubbel porsie hê. Dis nogal 'n groot ding om te vra. En ons sien in die lewe van Elisa, dat hy letterlik dubbeld die hoeveelheid wonderwerke gedoen het, as wat Elia gedoen het. En so, Elia sê toe vir hom, jy het 'n baie harde ding gevra, jy het 'n moeilike ding gevra, maar as jy my sien, wanneer ek hier weggaan, dan sal dit vir jou gedoen word. En wat toe gebeur het was, daar het 'n strydwa gekom, en Elia is toe weggeruk met 'n 4 perdewa, en met 'n warrelwind is Elia toe weg. En terwyl hy op pad is, sê Elisa vir Elia, ek sien die strydwaans van Israel, en hy sien hoe hy met die 4 perdewa weggevat word. En op daai oomblik vat Elia sy mantel, en hy gooi sy mantel af. En Elisa vat toe Elia se mantel, en hy tel sy mantel op, hy skeur sy eie klere, en hy vat hierdie mantel en hy loop na die Jordaanrivier toe, en hy sê, waar is die God van Elia? Halleluja, voel net die salwing. Waar is die God van Elia? En hy vat hierdie mantel, en hy slaan met hierdie mantel op die Jordaanrivier, en die Jordaanrivier maak weer oop, en Elisa loop deur die Jordaanrivier. En die profete, omtrent 50 profete wat aan die ander kant gestaan het, het alles gesien gebeur, en hulle sê, kyk, die gees van Elia is nou op Elisa. En dis eintlik waar die hele Openbaring gaan, maar in die prentjie wat ek ontdek het, wat ek ook vir jou sal opsit, kry ek toe 'n prentjie waar Elisa nou met 'n rooi mantel, 'n groterige rooi mantel, die water slaan. En so die 2 prentjies wat ek op die internet gekry het, is 2 verskillende prentjies, een met 'n blou mantel en die een met 'n rooi mantel. Maar die teken wat aan my verskyn bo oor ons huis, daar waar ek by die huis kom, toe ek sê, Here, wow, prys die Here vir wat vandag gebeur het, en waar iemand genees geword het deur die krag van die Heilige Gees en deur die werking van die kruis, toe op daai oomblik, toe verskyn hierdie een teken bo oor ons huis. En die teken wat verskyn is 'n baie interessante teken. Die teken bestaan basies uit 2 verskillende prentjies uit, wat gekombineer geword het in een. Nou wat interessant is daarvan, is dat die gedeelte van die prentjie wat die man, wat met die mantel slaan, is die Elia met die blou mantel, maar die blou mantel is weg. En dan, die mantel waarmee Elia slaan, is nou die rooi mantel waarmee Elisa met Elia se mantel die Jordaanrivier oopgemaak het. En ek moet sê, ek het eintlik vir 'n hele paar jaar, het ek nie hierdie ding verstaan nie. En eers toe die Here begin om hierdie ding oop te maak, en ons gaan in die volgende reeks wat nou kom, hierna, gaan ek alles begin saamvat oor wat ons in die laaste paar reekse gedoen het. En hierdie prentjie begin oop te sluit, wat God eintlik vir ons wil sê in die laaste dae. In Maleagi, weet ons, sê die skrif vir ons, dat God sal Elia stuur, en hy sal die harte van die vaders na die kinders toe draai, of na die seuns toe draai, en hy sal die harte van die seuns na die vaders toe draai, voordat hy die aarde met 'n banvloek dalk gaan tref. Maar wat vir my baie interessant was, en dit is wat ons in die vorige reeks gedoen het, oor die profetiese reconciliasie, prophetic reconciliation, waaroor ek gepraat het, is dat die Here goeders wil reconcilieer. Die Here wil goeders wat amper lyk of hulle nie by mekaar pas nie, by mekaar sit. En hierdie prentjie was vir my verskriklik interessant. Want nou sê die Here vir my, Elia slaan met Elisa se mantel. Halleluja. En wat beteken dit? Nou wat stel Elia voor, en wat stel Elisa voor in hierdie hele
vergelyking wat geplaas vind het tussen Elia en Elisa in die Ou Testament. Nou, Elia stel die profete van die Ou Testament voor. Elia was 'n magtige profeet en die naam Elia beteken El is ja. Elia. En so, daar's 'n openbaring daarin wat amazing is. Elia, die naam El beteken God en die naam Ja beteken ek is. En so, hy sê God, El is ek is. Halleluja. Maar Elia slaan nou met Elisa se mantel. Nou wat stel Elisa voor? Elisa is vir my 'n sagtere naam. Dis nie dieselfde as Elia nie. En die interessante ding is, hy vra vir 'n dubbel porsie van Elia se mantel. En daar's iets weggesteek in Matteus 11. In Matteus 11 is daar hierdie openbaring wat Jesus oor Johannes die Doper praat en hy sê, wat het julle in die woestyn gaan sien? En dan praat hy oor Elia, oor Elisa, oor Johannes die Doper. En hy praat oor wie is Johannes die Doper? Kom ons kyk gou hierso in Matteus 11 gaan ons lees hierso van vers 10 af. En hy sê hierso, Jesus praat nou oor Johannes die Doper en hy sê, want dit is hy van wie daar geskrywe is, kyk, ek stuur my boodskapper voor u aangesig, wat die weg voor u sal regmaak. Voorwaar ek sê vir julle, onder die wat onder vroue gebore is, het daar nie een opgegaan wat groter is as Johannes die Doper nie. Maar die kleinste in die koninkryk van die hemele is groter as hy. Halleluja. Wow. So, Jesus maak 'n baie interessante opmerking. Hy sê dat, en as jy 'n bietjie verder gaan lees, dan sê hy hierso van vers 12 af, maar in die dag van Johannes die Doper, van die dag van Johannes die Doper af tot nou toe, word die koninkryk van die hemele bestorm, en bestormers gryp dit met geweld. Want al die profete in die wet het tot op Johannes geprofeteer. En as julle dit wil aanneem, hy is Elia wat sou kom. En wie oor het om te hoor, laat hom hoor. So, Jesus maak 'n baie interessante stelling. Hy sê dat van al die oud profete tot en met Johannes die Doper het niemand nog die koninkryk binne gegaan nie. Die wat in die koninkryk binne gegaan het dit binne gegaan met geweld. Het binne gegaan as bestormers om die koninkryk te gryp. Halleluja. Jy weet, so baie keer lees ons daai vers en ons dink, ek moet die koninkryk gryp en ek moet die koninkryk bestorm. Maar wat ons min besef is dat dit eintlik 'n Ou-testamentiese openbaring is. Want die koninkryk kon nog nie teoreties en wetlik binne gegaan word nie, want Jesus Christus was nog nie gekruisig nie. En eers toe Jesus gekruisig was, het hy 'n weg gemaak waar daar nie 'n weg was nie. Net soos wat Elia basies op daai Jordaanrivier geslaan het en deur die Jordaanrivier 'n weg gemaak het waar daar nie 'n weg was nie. So, wat interessant is al die profete het geprofeteer tot op Johannes die Doper. Maar nou sê Jesus, maar hy wat in die koninkryk is, hy wat die kleinste in die koninkryk is, hy is groter as Johannes die Doper. Wow! Dit beteken dat tot op Johannes die Doper was die laaste profeet van die Ou Testament, kom Jesus Christus, hy vervul die wet en nou maak hy 'n weg vir die Nuwe Testament om te begin. En hulle wat in die Nuwe Testament, hulle wat deel is van die koninkryk, hulle is reeds groter as enige iemand in die Ou Testament. Ons gaan in baie detail kyk na hoekom dit so is. Maar jy moet nou begin verstaan dat daar 'n groot verskil is tussen hierdie twee. En baie keer het ons hierdie skrifte gelees en gesê, ja, ons moet die koninkryk bestorm. En ons moet die koninkryk vat met geweld. En ek onthou myself, ek het so hard probeer om te bid en probeer om in die koninkryk in te kom met soveel geweld. En toe eendag, toe praat die Here met my en hy sê vir my, hoe kan jy die koninkryk ingaan met geweld? Die koninkryk is dan reeds oop. In die Ou Testament moes hulle met geweld ingaan. In die Nuwe Testament gaan ons nie met geweld in nie. Halleluja.
Een van die tekens wat aan my verskyn het op die 8ste April 2014, 7 dae voor die eerste bloedmaan plaasgevind het, van daai 7 tekens wat ek jou van vertel het, was daar 'n bull terrier gewees met 'n 7 op sy rug. Ek sal vir jou 'n prentjie daarvan ook probeer bysit. En wat gebeur het, is ek het dit vir oor die 7 jaar gehad en nie geweet wat dit beteken nie. En die bull terrier, soos ons hom ken, is die bulhond, wat 'n verskriklike sterk hond is, wat ontsettend vasbyt, en as hy vasbyt, dan sluit sy kake, en hy laat gaan nie. So hy is werklik soos hierdie bestormers, hy is werklik een wat die koninkryk gryp met geweld. Dis wat hy voorgestel het. Maar op sy rug was daar 'n 7. En die Here wou iets vir my sê wat ek nooit verstaan het nie. In Matteus 5, lees ons waar Jesus sê vir hulle, elke jot en elke titel in die Ou Testament moet gehou word. Het sal nie weggevat word nie. En hy sê, ek sê vir jou, as jy die kleinste van hierdie jots en titels en van hierdie wette breek, gaan jy die kleinste in die koninkryk genoem word. Hy sê, maar hulle wat dit hou, sal die grootste in die koninkryk gehou word. En baie mense sal dan sê, wow, sien, ek moet hierdie goeders van die Ou Testament hou. Ek moet hierdie dinge doen. Ek wil die grootste in die koninkryk genoem word. Maar dan gaan Jesus een stap verder, wat baie mense mis. En hy sê, maar ek sê vir julle. So Jesus gee nou openbaring. Maar ek sê vir jou, as jou geregtigheid nie meer is as die van die Fariseërs en die Sadduseërs nie, sal jy die koninkryk van God nie eers ingaan nie. Wow! So, jou geregtigheid moet meer wees as die van die Fariseërs en die Sadduseërs, anders kan jy nie ingaan nie. So baie keer het Christene nie besef dat hulle eintlik ingegaan het deur Jesus Christus se geregtigheid nie. Jesus het 'n prys betaal, Jesus het 'n weg gemaak waar daar nie 'n weg was nie, en het vir ons geregtigheid gegee, sy geregtigheid, sodat ons kon ingaan en 'n weg kry waar daar nie 'n weg was nie. Halleluja! Ons het toegang gekry deur die voorhangsel in die allerheiligste in. Ek is opgewonde om dit vir jou in die toekoms te verduidelik. En die krag wat daar beskikbaar is, as gevolg van wat God vir ons toegelaat het om in te kom. So, nou het ons hierdie openbaring om te besef, wow, eintlik moet ek die koninkryk nie bestorm nie. Eintlik moet ek die koninkryk binne gaan deur geloof. Want ek kan net dit kry wat God vir my het, as ek dit glo wat die Here vir my gesê het, met my hele hart. En als wat hierdie openbaring vir jou bring, is om te herstel wat ons verkeerd gedoen het. Ons het probeer om die koninkryk te vat met bestorming. Ons het probeer om met geweld in te kom in die koninkryk in. Nou kom ons sit hierdie prentjie nou aan mekaar. Die Here wys my 'n prentjie van Elia, wat met Elisa se mantel slaan. Wat beteken dit? Dit beteken dat Elia stel die Ou Testament voor, en Elisa stel die Nuwe Testament voor. Maar Elisa se mantel stel die manier voor hoe dit gedoen moet word. As Elia se blou mantel stel die manier voor hoe dit gedoen word onder die Ou Testament, en Elisa se mantel stel die manier voor waar dit gedoen word in die Nuwe Testament. Maar nou sê die Here twee aan mekaar. Halleluja. Hy sê, ek gaan nou vir jou openbaring bring, Hendrik, en dit is jou doel om mense te verduidelik, en ek het nie verstaan, dit is die soeke wat ek my hele lewe lang gesoek het na nie, hoe Elia met Elisa se mantel gaan slaan. Dit is die herstel van die evangelie in die laaste dae. Jy gaan sê, maar wat beteken dit? So, die mantel van Elisa is die Nuwe Testament. Die Nuwe Testaments manier hoe die Here wil hê ons moet dit doen. En Jesus kom en hy maak 'n baie interessante stelling, wat ons al gelees het, en hy sê, nuwe wyn moet in nuwe wynsakke ingegooi word. So dis interessant, 'n nuwe wyn kan nie in 'n ou wynsakke gegooi word nie, want anders sal hy skeur. Net so kan ou wyn nie in 'n nuwe wynsak gegooi word nie, anders sal hy skeur. Maar die Here sê, nuwe wyn moet in nuwe wynsakke ingegooi word. En nou kom hy en hy gee hierdie openbaring. En ons gaan nou sien in die volgende 10 programme, waar ek vir jou gaan verduidelik, hierdie openbaring van alles aan mekaar te sit en by mekaar te sit, hoekom die Here dit
vir my op so 'n interessante manier gedoen het. My hele lewe het ek gesoek na antwoorde, en ek het myself selfs vanmôre nog voor ek kom praat gesê, hoe het ek by hierdie punt uitgekom? En ek besef dit was my eie soeke gewees. En in my eie soeke het ek foute gemaak. In my eie soeke het ek dinge geleer. En dan was ek aan hierdie kant in die Ou Testament idee gehad van God, dan het ek in hierdie kant Nuwe Testament idee van God gehad, en nou wil die Here hierdie Ou Testament en Nuwe Testament op die regte manier aan mekaar sit. Die Here wil werklik hê dat ons verstaan, wat beteken dit dat Elia met Elisa se mantel moet slaan? Halleluja. So, waar die krag gelê? Het die krag gelê in Elia of in die mantel? Die antwoord was eintlik teoreties in die mantel, want dis God se krag. Dis God se krag wat dit vermoë vir ons gee. Maar onder die Ou Testament moes Elia in 'n verhouding met God loop. Hy moes 'n sekere openbaring van God gehad het om in daai krag te kon loop. In die Nuwe Testament loop ons met Elisa se mantel, met 'n Nuwe Testament openbaring van God. Ons gaan kyk na hierdie openbaringe van God. En ons gaan hulle aan mekaar sit en jy gaan sien deur die verskillende programme hoe amazing die verskille is en hoe die Here sê hulle aan mekaar gesit moet word op die regte manier. Sodat dit nie andersom is nie. Dis nie Elisa wat met Elia se mantel slaan nie. Dit is Elia wat met Elisa se mantel slaan. En dit sal, ek kon dit nie uitgedink het as 'n mens nie. Die prentjie wat vir my geteken was deur God geteken geweest, nie deur my nie. En daarom doen ek net wat die Here vir my sê. En soos Johannes die Doper gesê het, jare gelede sê ek ook vandag, ek kan net dit vir jou gee wat die Here aan my gegee het. Ek kan dit net vir jou gee soos die Here dit aan my gegee het. En die Heilige Gees sê nou vir my, ek wil die juk van my kerk se nek afhaal. Ek wil die sware juk wat hulle gehad het, om te probeer by my uit te kom, wil ek verwyder. Sodat daar 'n nuwe manier is om in te kom en 'n nuwe manier is om in te bly. En werklik dan die krag van die Here te sien openbaar in ons lewens. Ons het daarna gekyk, toe ons gekyk het nou hoe maklik dit is om mislei te word, om onwettiglik op te tree in die Nuwe Testament. En daar sê Paulus iets interessant, hy sê, het God magtige werke onder julle gedoen, omdat julle geglo het, of omdat julle die wet gehou het? En daar word die wet en geloof basies vergelyk, en verduidelik, hoe werk dit? Mense wat onder die wet is, probeer die wet hou, hulle probeer ernstig om heilig te lewe, en hulle kan nie koninkryk nie ingaan met hulle eie geregtigheid nie, maar hulle wat onder die Nuwe Testament is, gaan die Nuwe Testament binne deur geloof, en deur geloof kry ons toegang tot alles wat God vir ons gehad het. Dit is die Nuwe Testament manier van om te lewe, en so, ek wil vir jou bid vandag, ek glo ek in alles gekyk, sodat jy werklik in hierdie die mekaar wildernis van baie leringe en baie maniere hoe mense dinge doen, selfs in die Pinksterwêreld, wat dinge die mekaar geraak het, wil die Here dit uit mekaar uithaal en sê, weet jy wat, kom ons sit dit reg aan mekaar. En as ons dit reg aan mekaar sit, gaan ons dit op die wettiglike manier doen, wat God vir ons gegee het in die Nuwe Testament. En dit gaan ek vir jou verduidelik, hoe amazing die Here jou gaan vrymaak. So ek wil vir jou bid vanmôre, dat jy die programreeks wat nou kom, sal volg, en dat jy werklik daarin sal die verduideliking sien, van wat al hierdie verskillende gedeeltes van hierdie openbaring wat ons gehad het, oor die gees van Elia, oor die engel van die Here, elkeen, ons het oor God se geregtigheid gepraat, ons het oor onderskeiding gepraat, ons het oor so baie dinge gepraat, alles gaan by mekaar kom, en ons gaan sien, hoe werk hierdie Nuwe Testament, werklik, sodat ons nuwe wyn in nuwe wynsakke gaan ingooi, sodat ons nie eet van die een boom, van die kennis van goed en kwaad, en sterf en onder die vloek kom nie, maar dat ons werklik sal eet van die boom van lewe, en sal lewe, en dit in oorvloed, in Christus, in Jesus se naam. Kom ons bid saam. Vader, dankie Here. Dankie Jesus, dankie dat U ons lief het, Vader. Dankie dat in Jesus U vir ons 'n weg gemaak het. Here, ek bid, Here, dat hierdie prentjie wat U vir ons gegee het,
dat ons sal begin om te kou aan hierdie prentjie, dat ons sal begin dink oor hierdie prentjie, dat ons sal dink aan ons eie doktrine, ons eie manier van dinge doen, en sal sê, maar, dis dalk hoekom ek die deur gebreek het nie, dis dalk hoekom ek so gesukkel het, dis dalk hoekom ek so ver gevoel het, dis dalk hoekom ek gevoel het ek is heeltyd buite. Here, dankie, dankie dat U ons toegang gegee het, 'n bonatuurlike toegang, en ek bid sommer nou, Here, ek bid op hierdie oomblik, soos mense na my luister, Here, dat die Gees op hulle sal kom, en dat hulle skielik, bonatuurlik, net sal ingeruk word, Here, dat hulle bonatuurlik deur daai rivier sal gaan wat hulle geskei het van U, Here. Ek loof en prys U, Here. Dankie vir dieselfde krag van Elia, Here, wat U wil beskikbaar maak aan die kerk. Maar dankie dat ons 'n dubbel porsie daarvan het, Here. Dankie. Ons prys en loof U, Here. Dankie dat ons meer het as enige Ou Testament heilige man of vrou, Vader, voor Johannes die Doper. En ek bid vir die kerk, ek bid, Here, dat ons in die werklikheid van daai belofte, wat Jesus gesê het, hy wat die minste in die koninkryk is, sal meer hê as enig iemand wat nog onder die Ou Testament is. Here, en ek bid, Vader, dat U Gees mense sal vrymaak. Die Heilige Gees sê vir my, hy wil ons vrymaak van witchcraft, hy wil ons vrymaak om mislei te wees, hy wil ons vrymaak van vermengings en van mengsels, wat die evangeliese krag gesteel het, en as ons dit werklik doen, soos God wil hê ons moet dit doen, dan sal die Here werklik voor ons kan uitgaan, en die weg vir ons kan oopmaak. So Vader, dankie dat U die Gees van Elia voor ons uit sal gaan, Here, om die weg voor te berei vir ons, Here, sodat ons op U krag, deur U kruis se manier, in die koninkryk sal inkom, Vader, en daar sal funksioneer, met die krag wat U beloof het, dieselfde krag wat Jesus uit die dood opgewek het, Vader. So loof en prys U in Jesus naam. Halleluja. Amen. Ja, prys die Here. Ek dink soos wat ek bid, lei die Heilige Gees my om net vir jou te lei in alle waarheid in. Terwyl ek gebid het, het die Here ook vir my iets gesê. Hy het vir my gesê, onthou, die Gees van Elia sal die harte van die vaders na die seuns toe draai, en daarna sal hy die harte van die seuns na die vaders toe draai. En daar's 'n orde, ons gaan dit sien in die komende programme wat kom. En dit is waarom daar eers Elia is wat met Elisa se mantel die water slaan. Halleluja. As jy ons wil volg en meer wil leer, om 'n diepe verstaan te kry van hierdie dinge, kom volg ons op my eie YouTube kanaal, Hendrik Witness, en of kom volg my op my Telegram kanaal, Morning Star Friends, en daar kan jy vra, en daar kan ons jou begin help, as jy vra het, hoe om die pad te stap, sodat ons in die laaste dae die krag van die Here ook in jou eie lewe kan sien, funksioneer, soos wat Jesus beloof het. Halleluja, mag die Here jou seën. Amen.